My hande hef ek op na U. Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening vanoggend hier by julle. Ek het 'n boodskap op die hart wat ek baie graag met julle wil deel, getiteld Die Groot Gebod. Nou wil ek eers net sommer, ons moet sommer net na die titel ook kyk. Die Groot Gebod. So sou julle sê as 'n gebod die Groot Gebod genoem word, dat hy baie belangrik is. En as jy jouself as kind van die Here ag, dan moet jy agslaan op hierdie gebod. En as jy eendag voor God sal staan en hierdie gebod het jy nie uitgeleef nie, dink jy daar sal nagevolge daarvoor wees, veral as dit die groot gebod genoem word. Nou kom ons gaan kyk, wat is hierdie groot gebod? Hy sê hierso vir ons in Matteus 22 vers 34. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het hulle almal saam vergader en een van hulle, 'n wetsgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Goed, daar het ons dit. Julle, nou kom ons gaan kyk gou daarna. En Jesus antwoord en hy sê vir hulle, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. OK, julle, nou, ek wil hê ons moet net gou stop op daai punt. Hoe is dit om die Here jou God lief te hê met jou hele hart? En wanneer ons dan kyk na wat dit dalk moet wees, né? So ek sou sê, as jy die Here jou God liefhet met jou hele hart, dan dink jy gedurig deur aan die Here. Dan sê die woord, soos 'n man in sy hart is, so is hy. Nee. Dan sê hy ook, waar 'n man se skat is, daar sal sy hart ook wees. So as ek en jy die Here ons God met ons hele hart lief hê, dan moet die Here vir ons skat in ons lewe wees, die kosbaarste skat, die kosbaarste iets wat in ons hele lewe ooit kan wees. Nee, want waar 'n man se skat is, daar sal sy hart ook wees. En julle, ek wil vir julle vra vandag, ons noem onsself dalk kinders van die Here, maar is ons hart regtig by God? En behoort ons hart werklik aan die Here? En is die Here die een groot skat wat in ons hart is? Julle, en as dit nie so is nie, of dis semi so, dis 'n bietjie so, dan dink ek en jy moet na die groot gebod vandag kyk en 'n verstelling kry in ons harte, want die groot gebod is, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. OK, dan, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Julle, dit klink nogal vir my, met jou hele siel, jou hele mens wees, né? Wat binne in jou is, 'n verlange na die Here, 'n soeke na die Here. Julle, en dit help nie, ons ken die groot gebod nie. Ons moet die groot gebod leef. En dan wil ek vir jou vra, kom ek en jy, eerste ek, en dan jy ook, kom kyk na ons lewens. En kom ons vra onsself af, net ons die Here met ons hele siel lief, dit is met ons menswees, ons hele wese binne-in, het ons hom so lief? En dan met jou hele verstand. Nou as jy die Here met jou hele verstand liefhet, dan kan jy nie ophou hier jou gedagtes besig hou met hom nie. En dan wil ek ook sê, maar hoe hou jy jou gedagtes die hele tyd besig met hom? Jy moet sy Bybel, die woord moet jy lees. Jy moet dit memoriseer. Jy moet dit oordink. Nou raak jou verstand
heeltyd besig met die woord van God. En weet julle, dit is net hoe dit is. Dit waarmee jy jou ophou, dit is wat jy heeltyd sal oordink. So dit is hoe jy die Here jou God moet lief hê. OK? Nou sê hy, dit is die eerste en groot gebod. So, julle, as dit die eerste en groot gebod is, as ons nie die eerste een kan hou nie, wat se kans staan ons nog vir die res? Maar ek sê, as jy die eerste een nastrewe met jou hele hart, om dit te onderhou, dan val die res sommer net in plek. Dit is regtig so. Nou, maar hier kom hy nou. En die tweede hieraan, wat hieraan gelyk staan, jy moet jou naaste so lief hê soos jouself. Nou hierdie tweede gebod staan 100% sê Jesus, gelyk met die eerste een, wat jy met die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Nou kom die tweede een, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So nou moet hierdie gebod, langs hierdie ene so, moet hy kom staan, né? En Jesus sê, hy is gelyk aan hom. Hy is gelyk aan hom. So hoe belangrik is dit vir God, dat jy jou naaste so lief moet hê soos jouself. Dan het 'n ou eendag gesê, ja maar, wie is my naaste? Julle, dis die vreemdeling. Maak nie saak wat sy kleur, maak nie saak wat sy ras nie, maak nie saak of hy Japanees, Chinees, wat ook al is nie. Rus, Amerikaner, moet jy lief hê soos jouself. So dis elke liewe persoon met wie jy in kontak kom. Hy sê eintlik jy moet aan hulle doen wat jy aan jouself gedoen wil hê. En hierdie gebod staan gelyk met die eerste gebod. So julle, kom ons hê die Here ons God lief met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand, met alles wat in ons is, en dan die mense wat ons kan sien wat rondom is, kom ons help hulle, kom ons doen goed aan hulle. Kom ons hê hulle lief, julle. Kom ons hê 'n hart vir mense rondom is, of wat om ons is, en ons doen die goeie aan hulle. En weet julle, as ek nou net hierdie gebod gehoor het, dan sien ek klaar in my eie lewe dat daar verandering moet kom. Ek hoop jy sien dit ook raak. En ek hoop jy sien dat hierdie boodskap van vandag uiters belangrik is, want die Here gaan hierdie twee gebooie, sien julle hierdie twee, wanneer jy eendag voor God staan, dan gaan hy jou verantwoordelik hou van hoe jy hierdie twee op die aarde beoefen het. Kom, ek wil vir ons 'n gebed doen. Vader, ons kom na U in die naam van Jesus Christus, U Seun. Here, ons bid nou en ons vra U, Vader, Here, dat U ons harte sal aanraak. Here, dat U ons attent sal maak, Here, op hierdie, wat is die groot gebod. Here, en dat ons nie net dit sal weet nie, maar dat ons dit sal toepas in ons lewe. Dat ons liefde teenoor ons medemens sal uitstraal. 'n helpende hand, Here, en 'n hart vir ander mense sal hê. Dat ons ander so lief sal hê soos wat ons onsself het. Vader, ons dank U daarvoor. En ons ontvang dit in Jesus Christus. Amen. Baie liefde, seëning. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk. Daar registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.